Hallo, vandag gaan ons gemmerbier maak. So wat ons nodig het is 600 gram vars gemmer. En in die pot het ons 3 liter water wat ons gaan opkry tot dit begin borrel. En ons het omtrent 5 of 6 kilogram suiker nodig. So die eerste ding wat ons gaan doen is om die gemmer op te sny en dit in 'n blender soos 'n bietjie van 'n paste te maak en dit gaan eventueel in die pot gegooi word wanneer ons kook. Maak dit seker wat voordat jy die gemmer opsny dat jy dit afspoel. Dan gooi ek 'n bietjie water by. Sonder om te mors. Ons eerste bietjie gemmer is pap genoeg. Die volgende stap is om dit in die water te gooi. Water wat nou kook. Sonder om te mors. Dan gaan ons die res van die gemmer opsny. Hier en maak dit seker dat jy na die tyd die jig baie mooi afwas. Veral as op 'n bietjie gemmer hierin. Ons 'n bietjie water by gegooi. Ons is klaar met die blender. Die volgende stap is om suiker by te gooi. Op hierdie stadium gaan ons 2 kg suiker in die pot gooi. Die res van die suiker sal ons bygooi wanneer ons dit in die emmer sit om te fermenteer. So maak jy suiker versigtig oop sonder om te mors. Ons gaan so ongeveer 2 kg suiker in die pot gooi. So 'n bietjie. Dit is ongeveer so 2 kg suiker. Die res van hierdie suiker sal na die tyd bygegooi word. So al wat ons nou moet doen is om ons mengsel net te roer tot dit begin kook. Wanneer dit begin borrel, sal ons die mengsel op simmer sit vir so 40 minute. So roer dit net gereeld
tot dit begin borrel. Dan draai ons hom af op die laagste temperatuur en dan hy kook vir 40 minute. En na die 40 minute sal ons aangaan met die video. So nog 'n wenk is om terwyl ons gemmer nou kook, is om 100% suurlemoensap by te gooi en dit rondom net so klein bietjie af. So net so klein bietjie suurlemoensap. Okay, so die water begin nou weer te borrel. So nou gaan ons die temperatuur afdraai na die laagste temperatuur en nou gaan hy net vir 40 minute lank simmer. So ons kom terug na so 40 minute. Okay, so ons gemmer het nou vir 40 minute lank geprit en ons het van die hitte afgehaal. En nou moet die gemmer net afkoel tot kamertemperatuur en daarna sal ons dit oordra na die emmer toe. Okay, so ons gemmer het nou afgekoel, so dis nou min of meer kamertemperatuur. So nou die volgende stap wat ons wil doen, as jy kyk hier na die gemmer, daar dryf klein stukkies gemmer nou basis in die mengsel rond, so ons moet net al hierdie stukkies uitkry voordat ons dit in die emmer ingooi. So wat ek gedoen het is, ek het 'n siffie met 'n emmertjie, albei van hierdie goed is gesteriliseer. So ons gaan net hierdie goed daarin gooi, net skoonmaak en dan gaan ons dit oorgooi na ons emmer toe en dit is die emmer waarin die gemmerbier gaan fermenteer. So ek gooi gewoonlik maar net 'n klein bietjie water onder in die emmer. En nou sal ons gemmer begin oorgooi. Sonder om te mors. Je kan ook net met een lepel gebruiken om een beetje van die sausie uit te druk. En die gemmer wat oorbly in die netjie kan ons maar weggooi. En hierdie gooi ons oor in ons emmer. En dan doen ons maar net dieselfde vir die res van die Okay, so ons het nou al ons gemmer skoon gemaak, ons het dit in die emmer gegooi. So, soos ek gesê het, moet nie te veel worry oor wat ronddryf bo op die gemmer nie. Dit gaan alles afsak na die bodem van die emmer toe en omdat dit onder die lyntjie van die kraan is, sal ons dit nie in die bottels inkry nie. So die volgende stap is om die res van die suiker in te gooi. So ons het 'n totaal van 5 kg suiker in die mengsel. En dan roer ons dit maar net in. So roer dit maar net deeglik vir so 2 minute.
Reg, so ons het hierdie nou geroer vir so 2 minute. Die suiker is nou goed gemeng met die gemmer. So die volgende stap is om ons emmer vol water te maak. Ek gaan dit nie heeltemal tot bo vol maak nie. Ek gaan seker dit omtrent so tot hier gooi. Dit gee ons emmer genoeg spasie om druk te kan opstel, anders gaan dit die deksel afblaas. So ek gaan gou hierdie vol water gooi, dan is ek nou weer terug. Kyk, so ons emmer is nou amper tot bo vol gemaak. Ek het net so 'n klein bietjie spasie gelos vir die braaisel om net bietjie druk op te kan bou. Ek gaan vir hom net so laaste paar roere te gee voordat ons die gis ingooi. So jy kan enige gis gebruik. Jy kan bierbrou gis gebruik. In hierdie geval gebruik ons die gewone gis waarmee jy brood so maak. So vat net 'n hele pakkie. Hierdie is 10 gram se gis. Ek gooi dit maar net bo-oor. En dit is nie nodig om die gis te meng in die emmer nie. Jy kan dit maar net bo-oor gooi. So op hierdie stadium seël ons maar net die emmer. Maak seker hy is mooi geseël. Dan gaan ons ons airlock opsit. Okay, so ons sit dan net ons airlock op. Jy kan 'n bietjie vloeistof binne in die airlock ingooi. Dit kan alkohol wees of water. Ek gaan vir hom net 'n klein bietjie water by te gooi. Hoekom sal ek nou alkohol wil mors? En dis dit. Nou met die emmer staan en fermenteer vir 'n week en na 'n week kan ons dit bottel. Dis dit. Geniet die gemmer. Bye. So hier is 'n voorbeeld van 'n emmer wat nou al vir 'n paar dae staan, maar jy hoor binne enkele ure te sien dat jou airlock begin bubbles maak. En dit is net 'n teken dat die gis besig is. So sit maar net jou emmer iewers koel, waar die temperatuur nie te hoog of te laag gaan nie. Die ideaal vir die gis is hier tussen 18 tot 20 grade Celsius. So baie dankie dat jy na die video gekyk het. Ons sal oor 'n week 'n videoetjie uitsit oor hoe om te bottel. Baie dankie.